Baie welkom by Kuier om die Woord, Jesaja 6, ons het die eerste 4 verse gedoen. Dit is die kragtige engele, serafs, wat die Here toeroep, heilig, heilig, heilig is die Here van die leerskare. Die hele aarde is van sy heerlikheid vol. En ons weet, dit is ook 'n soort van 'n profetiese voorspelling dat die hele aarde sal van sy heerlikheid vol raak, soos die see of die waters van die see die aarde bedek. En dit verwys na eintlik Jesus, wat die nuwe koninkryk aankondig, en hy is die koning van die nuwe koninkryk, van die nuwe hemel en nuwe aarde. En ons dan groei, is die koringkorrels. Daar julle verlede Sondag se les, Jesus sê, as die koringkorrel in die grond val en sterf nie, bly dit alleen, maar as dit sterf, dan bring dit veel vrug. So baie van ons wil nie eintlik sterf vir self nie, né? Ons wil maar die ou self nog so bietjie wakker hou. Ons eie lewe, ons eie belang. Nou verlede Sondag het ons juist daarop gewys dat om te sterf is eintlik 'n seën. Want dis om vry te kom van die ou mens van sonde. Sonde is harmatia beteken mis die beeld van die Vader. So nou sien ons hierdie kragtige engele wat die Here toeroep, heilig, heilig, heilig is die Here van die leerskare. Die hele aarde is van sy heerlikheid vol. So hy praat asof dit nou klaar gebeur het. En nou is dit aan die gebeur, veral 2000 jaar nadat Jesus dit afgeskop het en die Heilige Gees die kerk, ware kerk by ons is, gevul het met die Heilige Gees. En waar is die heerlikheid van die Here nou? Ons weet die heerlikheid het altyd uit die tempel gekom wat met mense hande gebou is. En nou is ons die tempel. Die tempel sonder hande gebou. Een of ander tyd gaan ek 'n les bring. Titel gaan wees Die huis van God sonder hande gebou. Wat sy huis is dit? Dis die geestelike huis, geestelike tempel, wie ons almal nou deel van is. Wow. Nou, hier is iets wonderlik, die ark van die verbond in die ou tempel, met mense hande gebou, was die plek waar die heerlikheid van die Here losgebars het. As hulle een keer 'n jaar dan die bloed oral gesprinkel het, en dan uiteindelik finaal die hoëpriester ingegaan het, die bloed op die versoendeksel van die ark van die verbond. En julle weet almal nou, die ark van die verbond verwys na, kom nou? Christus. Nou, die ark van die verbond was in die mees heiligste plek, wat verwys na ons gees. So, waar is die ark van die verbond nou? Binne in ons, want die ark van die verbond wys na Christus. Sê amen. Dis 2 minute, nou kan jy aangaan daar. Goed. Hallo? En as ons nou weer terug gaan na Jesaja 6 toe, Goed en self. soos wat broer Piet laas keer vir ons gesê het, die engele het mekaar toegeroep. En ek het hom nou spesifiek hierso opgesoek, en hy sê dit eintlik in al die vertalings, hulle het die een het die ander toegeroep, en hierso weer, they were calling out to each other, en dit is vir my so mooi, en dan sien ons hulle stemme, toe hulle gesê het, heilig, heilig, heilig is die Here van die leerskare, het die drumpelposte gebewe van die geluid van die roepers, en die huis het vol rook geword. En toe het hy gesê, wee my, ek is verlore. Nou, hierdie wee my, ek is verlore, het my nou gisterand laat dink. Jesaja was tog nou nie 'n goddelose mens nie. Nee. Stem julle saam, hy was 'n profeet. So, ek dink hy was 'n sondaar nie. Ek dink ook nie hy was goddeloos nie. Maar as jy in die teenwoordigheid van God is, dan skielik sien jy jou eie kleinheid en jou eie onvermoë, en want hy sê in sy lig sien ons die lig. So as hy verskyn met sy heerlikheid, dan is ons soort van deurskyning, en dan sien ons,
maar daar is jy 'n bietjie, jy weet, 'n bietjie dof, en hier is jy 'n bietjie dof, en hier moet jy dalk nog 'n bietjie verander, en so voort. So ek sien dit in daai lig, en hy sê toe, wee my, ek is verlore, want ek is 'n man onrein van lippe, en woon onder 'n volk wat onrein van lippe is. So hier trek hy die konnektasie, hy sê, my lippe is nie wat dit moet wees nie. En ek woon ook onder 'n volk wat onrein van lippe is, wat vir my sê dat hy erken sy eie tekortkominge, dankie Piet, tekortkominge van as jy in God se teenwoordigheid is. En dis presies wat gebeur as die salwing van die Here op 'n mens kom. Dan het jy nie nodig dat iemand vir jou moet sê, hoorie so, jy het hier 'n foutjie of jy daar 'n foutjie nie, want God se gees skyn so helder dat jy sien van self, maar hier kom ek kort en daar kom ek kort, hier moet ek meer en daar moet ek minder. Voordat ons nou die draad verloor wat ek net gesê het, die heerlikheid van die Here is nou binne in ons. Ons is nou die tempel en in ons gees is Christus, die ark van die verbond. Dis waarom Paulus sê, wanneer ons in gebed sy heerlikheid aanskou, dan word ons verander self, van heerlikheid tot heerlikheid. So sy heerlikheid is nou binne in ons en kom uit ons uit. Is dit nie wauw nie? En dis daai heerlikheid van al die kinders van die Here, wat nou so gegroei het. Kyk hoeveel is daar vandag op planeet Aarde, hoe groei die gemeentes, hoe groei die kerk van Christus, en word almal gevul met die Heilige Gees, en die ark van die verbond Christus binne in ons, want Kolossense 1 vers 27 sê, dis die groot geheim wat geopenbaar is, the Christ in us, now the hope of glory, dat die heerlikheid van die Here sal uit ons uitskyn, en dit is besig om te gebeur, en dis hoe die hele aarde vol word, Amen. Van sy heerlikheid. Okay, nou kom ons terug hierso van, ek hou van hierdie pastoor Miepie, want ek is 'n man onrein van lippe, sê almal lippe. Nou wat is lippe? Dit praat, né? Nou wat praat ons? Wat in die kop is? Whatever in jou kop is, gaan jy praat. En partykeer is dit nonsens. Meeste van die tyd, né? Vang julle wat ek sê? So as jou lippe onrein is jou kop onrein. Want Jesus sê die oorvloed van die kop. Ek noem dit, daar staan hart, maar daai hart is eintlik karde, wat eintlik intellek, ook jou sielde mens, denke, gedagtes en gemoed beteken. So wat jou gemoed vol van is, hardloop uit, né? So waar begin hierdie onreinheid? In die gedagtes, denke, gemoed. So dis hoekom ons woord doen, dis hoekom ons die woord inkry, want Jesus sê in Johannes 15, ek is die ware wynstok, julle is die lote. As julle in my bly, en dan noem hy dit later, in my woord, sê almal woord, dan sal alles reg verloop vir julle. En dan sê hy, net om hierdie te hoor, het julle reeds rein gemaak, my woord maak julle rein. So as ons wil die heiligheid ervaar, wat hierdie groot engele, wat hom toeroep, heilig, heilig is die Here, en hierdie wat natuurlik nou, hier staan, hy nou voor die Here, en hy voel uit onrein lippe, want hy het onrein gedagtes. Maar kan julle met my saamstem, soos ons die woord is heilig, stem julle saam, soos ons die woord al hoe meer inkry, is dit nie belangrik om die woord te oordink die hele tyd nie, want dit is ook deel van gebed, Psalm 1, oordink, hou aan dink, moet nie dink wat die muise ons dink nie, moet nie ons se gedagtes dink nie, dink die woord, en jy kan nie die woord dink as jy nie die woord inkry nie. As jy die hele tyd die woord hoor en inkry, dan maak die woord jou gedagtes, denke en gemoed rein. En wat gaan jou lippe dan wees? Rein. Vang julle hoe werk dit? So dis vir my baie mooi hierso, want ek is 'n man onrein van lippe en woon onder 'n volk van onrein, want hy sê ek praat twak, die hele volk praat twak, ons is vol nonsens. So, prys die Here vandag. Het ons die oplossing. Wie is die oplossing? Jesus, hy is die woord. En ons kuier dan nou om hierdie woord. Lekker. En hierdie woord maak ons koppe gesond.
soos ons dit inkry, as jy net inkry, vat dit, dis goeie medisyne. Vat die woord en eet dit. Hy sê, want my oë het die koning, die Here van die leerskare gesien. Soos Nou- ek gesê, as jy in God se teenwoordigheid kom en jy sien hom in al sy heerlikheid, dan raak jy deurskyn en jy sien sommer self jou eie foutjies. Presies, die woord openbaar, die woord, dis wat Paulus sê, né? 2 Korintiërs 10. Hy sê, neem elke gedagte, wat? Gedagte, hy sê nie neem jou lippe gevange nie. Hy sê, neem jou gedagtes. Kom almal wat gedagtes het, baie vir my. Ek wil liewers nie weet wat jou gedagtes is nie. Maar in elk geval, neem elke gedagte gevange. Arresteer hom. Sit hom boeie aan. Seun, hoor jy? En bring hom in gehoorsaamheid. Sê almal gehoorsaamheid. Aan Christus die woord. Maar hoe kan jy dit doen as jy nie die woord ken nie? Hoe meer vol as jy van die woord is, dan begin die woord self binne in jou werk. Die woord het 'n vuur in. En die woord brand al die nonsens uit in jou gedagtes. Lekker. En jy raak heilig tussen jou ore. En dis waarom dit so belangrik is dat ons sal sing, nê? Dat ons die woord van die Here sal sing. Ja, ek like dit. Nou, ek weet nie die jong latte nie, ek weet nie wat luister julle nie. Miskien luister. Bang, peng, ping, pong, kwa. Ek weet wat het ons geluister toe ons jonk was. She lived in a boathouse down by the river. My pretty Belinda, da. En daar is seker niks verkeerd daarmee nie. Maar die jong mense vul hulle gedagtes met hedendaagse musiek. En baie van daardie musiek is nie heilig nie, is nie heilsaam nie, is nie goed vir jou nie. Want baie van dit is, ek gaan 'n ander lied, Oh, gypsy woman, you lay beside me. daar's hy. Gypsy woman, Gypsy ja, woman. gypsy gedagtes. Ja, allerhande. While my tender wife and baby slumber softly. Wat van Elvis? Ja, en Elvis Ja. se goeders, né? Ja, al daardie Ja. goeders. Dis die love songs. En daar is die hele kop net vol muisneste, né? Wat van Britney Spears? Hit me baby one more time. Tog nie. Hey, Weet jy, glad ons nie moet ons nice. ore oppas. Moenie asblikke maak van jou ore. Wat sing Justin Bieber alles? Jy weet, hy Justin Bieber, weet wat 'n beaver? Hy blok die rivier. Hy saag die bome af, dan blok hy die rivier en dan is daar oorstroming. Nee, okay, kom ons kom terug. Nee, dis baie vermaaklik en dit is baie waar, nê. So 'n mens vul jou gedagtes met die woord van die Here wat ons sing. En dit is hoekom ons sing. Nou vra die mense baie keer vir my, hoekom sing jy in die kerk so lank? Kan ons nie net een liedjie doen nie? Ek sê, man, jy het dit nodig. Nou hierdie Sondag gaan ek dubbel so lank sing. Jy weet, Ja, want ons sing die woord. want ons sing die Al woord. ons liedere is woordgebaseerd en dit Jy het is dit nodig. die is-faktor is daarin. Ja. Ek maak seker daarvan as pastoor veral om nuwe liedjies kry waarvan of ook al. En daar is 'n sal-faktor en ons sal, dan sê kom, change, verander die woorde. Sit die is-faktor in, maar dit geloof is nou. Ja. Kry is in. Okay. Nou kyk nou die oplossing hier in vers 6. Maar een van die serafs het na my toe gevlieg, dis nou na die profeet toe. Met wat? Die gloeiende kool. 'n gloeiende kool in sy hand, wat hy met 'n tang van die altaar afgeneem het. Jesus alweer terug. Die van julle wat die studie gedoen het van die tabernakel van Moses, wat eintlik God se huis is. God sê bou vir my 'n huis. Dis daar in Exodus dink 25. Karen sal En weet. daar Ja, waar hy begin het toe sê hy bou vir my huis. Let wel, vir wie wil die Here 'n huis bou? Vir homself. Dis van die begin af God se begeerte om by sy mens te bly. En nou weet ons hy bly binne in ons, want Jesus se naam is Immanuel, beteken God met ons. Nou kyk nou die oplossing hierson. Dis die 3 dae kruisoperasie. As jy die tabernakel van Moses goed ken, sal jy sien dat die meubelment wat in daai tabernakel, dis God se woonplek, wie ons is, was 'n prentjie van ons,
is die meublement gerangskik in die vorm van 'n kruis. En ons sien dat, as ons Openbaring 1 lees, dan sien ons sy voete is soos gloeiende koper in 'n oond. Nou die kopere altaar was in die voorportaal of buite die mees heiligste plek in heiligdom, die tent van samekoms. En dit is waar Jesus se voete dan is. En ons weet ook die kopere altaar praat van oordeel oor sonde. Die offerdier was daar geslag en daar verbrand. En wie sien van laaste offer wat vir ons gebring is? Die ware paaslam, Jesus Christus. Een keer en vir altyd klaar. So nou, wanneer die dier so brand op daai altaar, dan verkoel hy. Kyk, sy beendere brand nie uit nie. Dit lê nader so 'n stuk kolle daaronder in gloei. Nou dit verwys na Jesus, ons ware paaslam wat geslag is in die 3 dae kruisoperasie, waarby ons almal ingeneem is, saam met hom gekruisig, saam met hom dood, saam met hom begrawe en prys die Here, 3de dag saam met hom lewendig geword, saam, julle moet daai saam ingooi die hele tyd. Paulus praat die hele tyd daarvan. Saam op lewendig word, saam opgestaan. Dis Efesiërs 2 verhaal. En dan sit ons nou saam. Sit is rus in sy voltooide werk. Iets wat ons nooit kon doen nie, het hy gedoen. Nou, wat vir my mooi is hierso. Hy vat wat? Met die tang 'n gloeiende kool van die koper altaar. Nou kan jy Jesus daar sien. Jesus is daar vir ons geslag. Hy is daar vir ons gebrand. Amen. Met ons was ook daar, ons saam met hom. Nou vat hy een van daai kole. Jy kan amper sê van die beendere, want die hout het uitgebrand, die beendere gloei nog. Dis hoe iemand dit vir my vir destyds verduidelik het. En nou raak hy jou lippe aan. Eintlik raak hy jou gedagtes aan, jou sieldimensie aan. Want julle weet die lippe is gekoppel aan die siel. Amen. Wow. Kan julle dit sien? So, geen wonder, hier gebeur nou iets fantasties. En hy het my mond daarmee aangeraak en gesê, kyk, ek het jou lippe aangeraak en jou skuld is weg en jou sondes is versoen. Wie wil nou gou 'n bietjie op die tafel dans? Om te weet, dis klaar, dis gedoen. Ek gee nie om hoe erg jy van gefouteer het nie. Hoe groot jy dink jou foute is nie, en hoe jy droog gemaak het in die verlede nie. Ek het vir jou goeie nuus. As jy jouself in Christus in kan sien in die 3 dae kruisoperasie, is die ou mens van sonde wie jy is en was, totaal verwyder. Ja. As daar nog iets daarvan in jou gedagtes oor is, dan moet jy hierdie woord inkry, sodat jy daai gedagtes gevange kan neem en in gehoorsaamheid bring aan hierdie woord van waarheid. Ek gaan dit lees, weer lees. Kyk, dit het jou lippe aangeraak, klaar gebeur, en jou skuld is weg, en jou sonde is versoen. En sonde is weer, soos na die Grieks toe gaan, Amatia, mis die beeld van die Vader, mis Galasiërs 5:22, die vrugte van die Gees. Wat liefde is, in ander woorde, jou liefdeloosheid is vergewe. Dat jy geen blydskap, dat jy 'n norse mens was, is vergewe. Die feit dat jy in onvrede geleef het en baie onvrede veroorsaak het, is vergewe. Daai kwaad wat jy in jou gehad het, daai woede en daai ongeduld, is weg, is vergewe. Vat nou hierdie medisyne, glo dit nou, want daar's 'n krag daarin. Ja, maar ek weet nie, ek sit nog met ongeduld. Wel, hou aan eet. Voed jouself met woorde van geloof. Dis so lekker, hierdie profeet kyk vorentoe met hierdie Jesaja. Ons kyk nou terug, alles is klaar vervul. Maar nou sien ons die rykdom en die skaduwees en die tipes wat ons nou in die Ou Testament lees wat nou klaar vervul is. Eintlik is hierdie vir ons prentjies, dit skilder dit vir ons in, sodat ons nog beter kan verstaan. Ek weet nie julle weet, 'n prentjie spreek boekdele. 1000 woorde kan nie so baie praat soos een prentjie nie. So die Here praat met ons in beelde en prentjies. So hierdie is vir my pragtig mooi. Daarom hoor ek die stem van die Here wat sê, wie sal ek stuur? En wie sal vir ons gaan? Dis nou nadat sy lippe aangeraak is met 'n koel vuur. Yes. Ek wil hê jy moet iets weet vanmôre. Jy is klaar aangeraak met 'n koel vuur. Kom nou. Amen. Vat dit nou.
Hy sê, wie sal ons stuur? Wie sal vir ons gaan? Toe antwoord ek, dis nou die profeet dadelik. Hy sê nie meer, ek is 'n man van onrein lippe nie. Ja. Ek kan nie. Hy sê, hier is ek, Stuur my. stuur my. So ek vra julle mooi, wie kan ons stuur? Wie sal vir ons gaan? Kom nou. Ek sal gaan. Ons het die toolbox, ons het die raamwerke, ons het vir julle alles gegee wat nodig is. Doen ons moeite daarmee, kry ons dit in en pas ons dit toe. Onthou 'n ingeplante woord, dis Jakobus 1, gebeur net, dit word net 'n ingeplante woord, as jy die woord toepas. Hallo, wanneer laas het jy na iemand toe gegaan, en hulle bedien, hulle behoeftes, want al hierdie raamwerke, hierdie toolbox, of gereedskapkas wat ons vir julle gegee het, almal van hulle is geskoei op sekere behoeftes in die samelewing. En ek het nog nooit iemand teëgekom wat ek weet wat in 'n behoefte toestand is. En jy kom daar en jy stel belang in daai persoon. Dis 'n probleem. Dat hy nie sal stil sit en met groot blydskap die vertroostende woord sal hoor wat jy vir hom gee nie. Kom nou mense. Wie sal vir ons opstaan nou? Wie sal vir ons gaan? En hy sê, hier is ek, Here, Stuur my. stuur my. Wat sê julle vanmôre? En julle almal wat luister en wat hoor. Ons het al hierdie goed beskikbaar vir julle. Dit is kinderlik eenvoudig. Ons rus julle toe, ons help julle. Ons gee vir julle die gereedskap, die toolbox wat jy kan gebruik. En weet jy, jou lewe gaan soveel sin maak, jou besigheid gaan sin maak, jou werk gaan sin maak, jou huishouding gaan sin maak. As jy begin om nie net selfsugtig op jouself te sit en net jou eie ding doen nie, maar uitreik na die mense in jou lewe, na jy selfs verder gaan en die res van die dorp bereik vir Christus. Kan ek iets sê? Jy kan iets sê. In 2009 het ek 'n kruisie gemaak wie hier is ek, stuur my. Amen. Pragtig. En daar het ek 3 dinge geskryf wat ek moet doen. Aha. Ek moet op my knieë bly. Nie bly in gebed, is in die woord bly. Dit is deel daarvan. Ek moet my mond oopmaak. Aha. Amen. Amen. En ek moet op my voete wees om die evangelie uit te dra. Amen. Lieflik is die voete van hulle wat die evangelie van vrede. verkondig. Wat is vrede? Jy is 'n vredemaker. Yes. Vredemaker bring eenheid. Hy bring mense Amen. bymekaar. Hy bring mense in eenheid met die Vader, met jouself en met mekaar. Okay, pastoor, met vers 9. Kan ons net gou daai herhaal van jou, laat ek dit net hier sê? Okay, sê weer. Ja, hier is ek, Ja. stuur my. Yes. Ek Hier moet is. op my knieë bly. Ek moet op my knieë bly. Ek moet my mond oopmaak om die evangelie te getuig. Ek moet my mond oopmaak om die evangelie te getuig. En ek moet my voete gebruik om ander te beïnvloed. En ek moet Amen. my voete gebruik om ander te gaan beïnvloed. Ek weet nie julle nie, maar my voete juk nou. Hy wil nou loop. As Na hy. mense toe. Amen. As hy. Nou, ek wil net gou-gou iets byvoeg hierso. Baie keer sê mense vir ons, ons soek 'n nuwe woord. Ons soek 'n nuwe woord. Ons soek 'n woord wat 'n bietjie Wat wil eintlik sê, die woord wat so sterk na ons kom, ons moet nou beweeg en iets doen. Geef ons iets anders. ja, maar nou wil Sê ek vir ons kan net sit en niks doen nie. Geef Ja. ons 'n nuwe woord, ja. ja, en dan die woord wat hulle graag wil hoor is van die pie in the sky. Het julle geweet van die pie in the sky? Jy weet, daar's 'n pie in the sky, maar dis nie vir jou nou nie, is vir later. Nee. Die oomblik toe jy nou praat van pies, nou los almal die woord net so, hardloop eers garage om 'n pie te gaan koop. Jy kom nou, bly by hierdie woord. Maar, wie van julle eet elke dag 'n snytjie brood? Ja, presies, jy Is steek jou hand elke op dag. en almal steek hulle hande op. Is elke dag 'n snytjie brood en dit voed jou elke dag. Dis dieselfde resep. Dis brood. En dit is wat die woord van die Here is. Hy voed jou elke dag. Jy het nie nodig om vreemde brood te gaan soek nie. Amen.
Nou, Dis maar al wat ek wou sê. Hier kom nou weer, dit pas nou weer by daders van die woord. En hy het gespreek. Gaan sê aan hierdie volk, hulle hoor altyd deur, maar hulle verstaan nie. En sien altyd deur, maar hulle bemerk nie. Onthou wat het Jakobus gesê? As jy nie 'n dader word van die woord nie, bedrieg jy jouself. Hallo julle. So hoe word ek 'n dader van die woord? Baie maklik. Ons in hierdie gemeente het 'n visie en 'n missie en ons help jou kinderlik prakties. Ons leer vir jou die nitty-gritty hoe jy ander mense kan bereik met die woord op 'n spontane, lekker manier wanneer jy besig is om hulle behoeftes aan te spreek. Want daar's behoeftes wat vervul moet word en Jesus het al daai behoeftes klaar vervul. En hier kom jy nou met die blye boodskap en jou voete is bereidwillig en jy deel dit uit. Mense, en wat gebeur nou met jou? Dit begin goed gaan met jou. Die Here begin jou seën. Hy begin jou bless. Jy kom agter dat die dinge wat jy nodig het, kom nou spontaan na jou toe. Jy soek nie meer dinge nie, want jy is nie meer besig met dinge nie. Jy is besig met sy koninkryk. Te veel van ons is te veel besig met dinge van die môre tot die aand. Ons is skoon in ons dinges in, van al die dinge. Stem julle saam? Kom ons vat die woord. Kom ons plaas dit eerste in ons lewe. Kom ons soek toepassing vir die woord. En ons gee dit vir julle. Ne? Ons leer julle hoe om die woord kinderlik prakties toe te pas. Begin dit doen. En kyk hoe jou probleempies al kleiner word en weggaan. En sien hoe jou lewe begin sin maak en jy gaan gelukkig wees in wat jy doen. Vers 10. Maak die hart gaan aan. Baie interessant vers 10. Maak die hart van hierdie volk vet. En maak hulle oë swaar. Maak hulle ore swaar. Hulle ore swaar en bestryk hulle oë. Sodat Wanneer hulle word 'n mens te vet? As jy net instop. en jy deel nie uit nie. Jy stop net in en jy stop net in en jy stop net in. So baie mense wil net die hele tyd preke luister en het hulle spesiale predikers van die ou wat vreeslik kan skreeu en rondspring en te kere gaan en wat nou vreeslik charismaties is of so aan en dan wil hulle weer na daai prediker luister en daai prediker. Ek sê, as daai prediker jou nie help om praktiese bediening toetreding te kry nie, hardloop weg van hom af, kom na 'n pastoor toe of iemand, 'n broer of 'n suster wat vir jou kan help dat jy jou bediening kan begin uitleef, want ons is almal geroep vir voltydse bediening. Sê amen. Ek lag vir hierdie een prediker, hy sê, mense sê, give me more, oh give me more, I want more. Hy sê, jy kan nie net aanhou eet nie, jy kan nie net aanhou vreet nie. Hy sê, jy gaan opgeklok raak. Hy sê, jy moet uitgee. Ja, iemand Amen. wat nie reël toilet toe gaan nie. En ons gaan dit sien Dis nie hierso. goed hè. Ons gaan dit sien hier in Jesaja, wat hy gaan praat van Moab. Hy praat van Moab, wat op sy afsaksel bly sit het. Die afsaksel, julle weet wat dit is. Ja, Dis was veronderstel om uit te kom. Yes, en weggegooi. toilet toe gegaan het. Ja. Yes. Okay, so hy sê, maak die hart van hierdie volk vet en maak hulle ore swaar. Bestryk hulle oë. Nou, almal van julle weet, as jy 'n vaseline in jou oë smeer, sal jy nie kan sien nie. En sodat hulle nie sien met hulle oë en met hulle ore hoor en hulle hart verstaan nie en hulle nie bekeer en gesond word. En bekeer weet julle wat beteken, verander jou sienswyse. Met ander woorde, hulle is so vol van verkeer en nonsens. En hulle wil net meer daarvan hê en hulle wil net dit hoor. En hulle kom nooit by daders van die woord uit nie. Want weet jy wat, ware bekering en verandering van sienswyse kom slegs wanneer jy die woord begin toepas. Wanneer jy na ander mense toe gaan en jy begin dit weggee. Hoor julle wat ek sê? As jy net die hele tyd sit en jy wil ontvang en jy wil net sit en jy wil nie beweeg nie, Gaan jou hart vet word. Dan gaan jy hierdie toestand beleef en hy sê dat hulle nie bekeer en gesond word nie. So daar kom nie 'n verandering van sienswyse nie en dan kom nie genesing nie. Wanneer jou sienswyse verander, kom daar genesing. Dis waarom hy sê in 3 Johannes,
Ek wens dat dit met jou goed gaan en dat jy gesond is, soos dit met jou kop, gedagtes, denke en gemoed goed gaan. Jou siel goed gaan. Interessant van die dooie see, nê? Julle weet van die dooie see. Hy het net ingaan, invloei, ja. Ja, die dooie see is 'n dooie see, daar groei niks in daai see. Omdat hy het net 'n invloei. Hy het nie 'n uitvloei nie. Hy het nie 'n uitvloei nie. Dis 'n mooi voorbeeld, ja. Yes, okay. Alright. Toe sê ek, hoe lank, Here? Ja. En hy antwoord, totdat die stede verwoes lê, sonder inwoners, en die huise sonder mense, en die land verwoes is tot 'n wildernis. Nou weer eens hierdie verwys na wat Jesus dan uiteindelik sê op die regte tyd, wat dit gesê moes word, want hy sê in die laaste dae, Hebreërs 1, praat hy met ons deur die seun. In wat se tyd? Laaste dae. Laaste dae van wat? Van die ou bedeling wat nou aan die verbygaan is. En in Matteus 24 sê Jesus, sien julle hierdie tempel, sien julle hierdie geboue, dan gaan die een steen op die ander gelaat word, wat nie afgebreek gaan word nie. En hierdie geslag sal nie verbygaan en praat van die geslag van Jesus se tyd, en die geslag is 40 jaar. En toe, Jesus het dit in 30 na Christus gesê, onthou die na Christus of voor Christus, gaan als voor Christus, wanneer hy gebore is en so belangrik is Christus. 30 na Christus, dus Jesus al 30 jaar oud, toe het hy dit gesê, en raai wat? Die tempel is verwoes, presies 40 jaar wat geslag is, later, 70 na Christus, en is opgeskrywe deur historiese skrywers, soos Josephus byvoorbeeld. Is dit, so hierdie vers het nou in vervulling gegaan, 2000 jaar gelede al. Ok. En die Here het die mens verwyder, en het die verlatenheid was groot. Lees gou vir ons vers 12. Totdat die land verwoes is tot 'n wildernis, en die Here die mense ver verwyder het, en die verlatenheid groot is in die land. En dit was, en hy praat dan ook van desolate in Engels. Hy praat van, wat sê Afrikaans, wat sal desolate in Afrikaans wees? Ek het nie nou die Afrikaanse vertaling hierso nie. Maar dit beteken, dit is heeltemal tot niet gemaak. Hy sê, until the cities lie ruined, Ja. and without inhabitants, until the houses are left deserted, and the fields ruined Ja. and ravaged. Want almal is doodgemaak wat nie gevlug het na die berge nie. En almal wat Jesus se woorde ernstig opgeneem het, soos julle nou vanmôre dit, wie neem sy woord ernstig op? Hy het gevlug na die berge, en hulle, daar het nie 'n haar van hulle hoof geval nie, in Lukas 21. Vers 13. En as nog 'n 10de deel daarin is, sal dit weer wees tot verwoesting. Maar soos by die terpentynboom en die eikeboom, as hulle omgekap word, 'n stomp oorbly, so sal die heilige geslag die stomp daarvan wees. So, julle weet as jy 'n boom afkap net, en die stomp bly agter, hy loop weer uit, hy groei weer, né? So, en as hy hier praat van die terpentynboom en die eikeboom, So eintlik pas toe met praat hy van, dan gaan 'n oorblyfsel wees, yes, want daar het 'n remnant. daai remnant, en dan praat hy in die boek Openbaring van die 144.000. So daar was Jode gewees. Daai 144.000 is nie 'n letterlike getal nie, dit is 'n simboliese getal. Dis 12 maal 12. Praat van die 12 stamme van Israel, maar nou menigvuldigheid met 12. Daar's ook betekenis in. Kyk hoe mooi is dit. Hy Ja. sê, when they are cut down, the holy seed will be the stump in the land. The holy what? Ja, the holy seed. En ons het Sondag verby is van die Christus saad Holy gepraat. seed. Onthou dis die saad van die vrou wat die slang se kop vermorsel, praat van die Christus saad. Onthou julle toe Christus gebore is, was daar nie 'n vader nie, was eintlik nie 'n moeder nie. Daai was 'n goddelike embrio wat in haar geplaas is. En die saad van die vrou, dan noem hulle dit, sal die slang se kop vermorsel. Het dit gebeur? Ja. Hoe gebeur dit nou vir ons? Ons eet nou hierdie woord saad. En nou word die slang se kop tussen ons ore vermorsel. Wat is die slang? Daai gif. Daai giftige denke wat ons het. Mense giftige denke maak jou siek, maak jou omgewing siek, maak jou verhoudinge siek, maak jou finansies siek, maak jou lyf siek.
So kry dit uit. Eet gesonde saad. Eet die saad van die lewende woord, wie Christus is, wat die slang van die kop, die kop van die slang vermorsel. Sê amen. En dan kan die lyf op nie meer leef nie. En nie jou kop vermorsel daarom nie. Die gif. Die slang Die van die gif. kop. Ja. Ja. Nou ek wil hier gou Jesaja 55, is net gou sien. Kan ek gou iets sê hier van the stump? The stump represents a new beginning for God's people, a new covenant. So die ou een word afgekap, is 'n nuwe begin, nuwe verbond. Nou kyk hoe mooi Jesaja 53. Wie het geglo, vers 1, wat aan ons verkondig is? En aan wie is die arm van die Here geopenbaar? Arm beteken die krag van die Here, die sterkte van die Here, praat van Christus, Jesus. Hy tog het soos 'n loot voor sy aangesig opgespruit en soos 'n wortel uit droë grond hy het geen gestalte of heerlikheid gehad dat ons hom sou aansien nie en geen voorkoms dat ons hom sou begeer nie. En dan gaan dit aan, praat hy van sy kruisiging en hoe is hy vergrys daarso en eintlik uitmekaar geskeur. Maar onthou ons was saam met hom in die 3 dae kruisoperasie. So hierdie pas nogal vir my, wortel uit droë grond by hierdie gedeelte wat ons nou hier gelees het. Dit is eintlik vir my baie mooi. Dit maak my daai liedjie wat dan die Here vir my gegee het. En al my liedjies wat ek nou so self gemaak het en getoon het, is so vreeslik stadig. En Pastor Mimpie is eintlik nou 'n hopperige mens, jumperige mens, hy hou daarvan, sy hou van vinnige liedjies. En toe sê sy vir my, Jan, wil jy nie net 'n vinnige liedjie maak? Dis ek nou juist besig met hierdie ene, as niks meer sin maak nie. Nou jy moet my net gou help, kom ons sing hom net. As niks meer sin maak nie, die son nie deurbreek nie, as niks meer saak maak nie, sal hy soos 'n loot uit jou droë grond opstaan en jou lewe gee. Die geknakte riet sal hy nie breek, die dowwe lampet nie uitblus nie, jou nooit begewe nie, sy genade oorvloedig oor jou gee. So dis waar ek nou hierdie in kon sit daar, die wortel uit droë grond. Ja, dis die orkes, hierdie een speel, dan sê ek vir hulle, gooi hom rock. En hy's lekker vinnig, né? Hy het 'n lekker beat aan hom. So okay, so dit is nou so lekker daai. Nou ja, ek dink Pastor Mimpie, ons is klaar vir vanoggend. Regtig? Ja. Ag nee. Jy kan nog 'n paar dingetjies sê. Ek wil nou nie na die volgende hoofstuk aangaan nie, want dit is nou ook 'n hoofstuk wat ryk is en vol van kragtige woord. So ek wil gou vir julle vra, onthou ek het laasweek gesê julle moet 'n bietjie gaan Google van God wat fluit vir die vlee. Ja, daai een is nogal oulik. Vertel dit vir ons. Het een van julle dit toe gaan oplees? Het julle? Ag, tog die mense. Nee. Julle moet jouself aan die gang kry. Gebruik hierdie ou apparaatjies wat julle het wat ons 'n selfoon noem vir die Here. En Google. Jy is so lief vir Google. Jy wil alles Google. Google die regte goed. Nou vertel vir ons Pastor Mimpie, jy het moeite gaan doen. Wat is die vlee? Die vlee is die leermag van die Assiriërs. Leermag van die Assiriërs. Sien, God is gees. Hy beliggaam homself in 'n ander weermag om sy volk of 'n volk te straf. Okay. En dit was 'n vreeslike groot weermag. Maar met miljoene soldate en mense soos vlee. Ja. Soos vlee. En die oorspronklike prentjie wat hy daar gebruik, wie van julle weet as daar byvoorbeeld 'n dooie ding lê of 'n stuk vrot, dan is die vlee sit so aan die bome. Nee, hulle is so nou, jy kan nou sê die volk van die Here is so dood gewees, jy weet. So dis eintlik simbolies dat hy nou die vlee instuur, né? Ja. Wat sê die Assiriërs? Assiriërs, ja. Die Assiriërs. So hy praat van die Assiriërs. So as ek sien daar's baie brommers om jou, dan dink ek, joh, wat gaan aan met jou geestelike lewe? Okay, goed.
En dan praat hy sal fluit vir die bye. Die bye. En as julle onthou in die ou tyd, in die Bybelse tyd, as hulle oorlog gemaak het hulle nie gewere gehad en pistole nie. Waarmee Spiese. het hulle oorlog gemaak? Spiese en swaarde. Die bye, so hulle kap. was 'n baie wrede Ja, nasie. steek, baie steek. So Ja. daar waar hulle gegaan het hulle doodgesteek. So dis die bye. Ja, en toe die tempel verwoes is, toe die Romeinse soldate het, die Vader het homself aan hulle beliggaam en hulle die werk gedoen, het die mure van Jerusalem uiteindelik plat geveeg met daai groot slinger apparate wat hulle gemaak het, met vreeslike groot rotsblokke wat hulle daai mure getref het. En toe het hulle ingekom in die stad, en die mense wat nie ag gegee het op Jesus se woord vlug na die berge nie, is daar 1,1 miljoen Jode omgebring. Alles is platgeslaan, verbrand en vernietig. So daar weer eens sien ons nou weer dieselfde ding. Okay. So die vlee en die bye praat van die Assiriese weermag wat God dan gebruik het In daai tyd, hierdie tyd toe hy die volk om hierdie oordeel, volk ja. 'n punt te wys. Okay. En weer eens, hoekom? Want die volk het gehoreer agter afgode. En want ons ken almal die 10 gebooie, die eerste gedeelte daarvan is liefde vir God, en die tweede gedeelte liefde vir ons naaste mens, medemens. En wat staan daar in die eerste gedeelte? Ek is die Here jou God wat jou Egiptiese slawe uitgelei het. Jy mag geen ander Goede voor my aangesig gee en jou nie voor hulle neerbuig nie. Want Israel was simbolies in 'n verbond, 'n huwelik met ons hemelse Vader. Vang julle dit? Yes. En dan horeer hulle agter ander. Nou almal van julle wat in verhoudinge is, weet hoe eina dit kan wees as jou persone wat naby aan jou is, wat jy nou op vertrou het, jou verneek met iemand anders. Dis wat huwelike opbreek, dis wat verhoudinge opbreek. En so kom die hemelse Vader en hy gebruik hierdie beeldspraak van julle is in 'n huwelik met my, julle is in 'n verbond met my en julle is doen ander afgode. Julle horeer. En dis hoekom die straf kom. En dis uiteindelik hoe die groot straf gekom het waarvan Jesus gepraat het toe hy nou kom optree het en gesê het hierdie geslag sal nie verbygaan voor al hierdie dinge gebeur het nie. En dan lees ons dit die groot oordeel wat hy uitspreek, Matteus 23 en dan Matteus 24 veral. Amen. En dit het 2000 jaar gelede reeds gebeur. Amen. Okay, so daarmee sluit ons af asseblief. Vader, dankie vir die woord. Dankie Here dat ons elke dag hierdie vars brood kan eet en elke dag voed dit ons, elke dag vul dit ons en elke dag maak dit ons vars en nuut in ons gees. Dankie Here vir elke persoon wat vanmôre hier was, dankie vir hulle wat luister. Vader, ek dankie dat ore is nie met vet bestryk nie, Vader, hulle ore is nie toegesmeer met vet nie, Vader, ek dankie Here, hulle harte is nie vet nie, Here, hulle harte is sag en oop, Vader, en gewillig om u woord te hoor, en nie net te hoor nie, Here, maar toe te pas. Dankie Here, ons sê soos Jesaja, Here, hier is ek, stuur my, ek sal gaan, Here, voor enige iemand anders nog kan sê, dan sal ek sê, Here, hier's ek, stuur my, laat my voete gaan, laat my hande op die siekes gaan, gelê word, Vader, dat my mond praat, Vader, want ek is in u diens. Amen. Amen, en nou stuur ons almal hierdie woord uit, want ons is nie skaam nie, vir die woord nie, ons stuur dit na al ons vriende, al ons familie, en ons seën hulle met hierdie woord, want hulle het ook hierdie woord nodig. Kom nou mense, stuur hierdie woord uit. Vader, ek dank U, hierdie woord sal nie ledig terugkeer nie, maar presies dit doen waarvoor jy dit uitstuur. In Jesus naam. Amen.